formule gee, of hulle gaan 'n punt gee vir dat jy daai 24 op die regte plek invul. Okay, wat is koolstof se molare massa is 12, so dit gee vir jou 2 mol. Okay, so gewoonlik gee hulle vir jou, tussen daai 2 gee hulle vir jou 'n punt. Partykeer 2 punte. Okay, so jy kry aan die begin, is hierdie ding se massa 2, en hierdie, se massa, se mol is 2, en hierdie mol is 3. Okay, nou gaan jy hier nie die beperkende reaktans gaan uitwerk nie, want jy hoef nie, want dan gaan nie iets wees wat 0 is aan die einde nie. Hulle gee wel vir jou inligting, hulle sê vir jou, daar word geanalyseer en aan die einde is daar 2 mol koolstofmonoksied. Okay, so koolstofmonoksied aan die einde is 2 mol, en gaan vul dit asseblief op die regte plek in, nie die konsentrasie nie, die mol is 2. Okay, nou gaan ek gaan kyk wat kom waar. So ek sien, ek het 0 gehad, en toe het ek 2 aan die einde, wat beteken ek moes 2 bygeplus het. Ja? Jy kan dit al hopelik self invul. Okay, jy moes 2 bygeplus het. Dan die molverhouding is 2 tot 1. So as jy 2 bygeplus het, dan moes jy hierso 1 gebruik het, en hierso moes jy 1 gebruik het. Maak het vir jou sin, volg jy nog? Okay, so ek het aan die einde 1 mol hiervan oor, ek het 2 mol hiervan oor, en ek het 2 mol daarvan. Goed, maar wat het hulle vir my gevra? Bereken die KC. Vir KC kort ek konsentrasies. Ek het nou die mol wat teenwoordig is aan die einde. Ek kort die konsentrasie. Maar konsentrasie kan ek gaan uitwerk, want hulle sê vir my die houer wat ek het is 'n 10 liter houer. Okay, so jy hoef nie die som te wys nie, jy kan die som wys, of jy kan hom net gaan toepas. Okay, so hierso gaan dit mos nou wees 0.1, 0.2, 0.2. Okay, hoe het ek daarby gekom? Ek het daai einde mol gevat, en ek het gedeel deur die volume van 10. So ek het elkeen sy deel deur die volume van 10. Nou net daar het ek 'n fout gemaak. Kan iemand vir my die fout sê? Ja. Ja, dit is in ewewig, so die produk en die reaktente moet dieselfde wees. Ewewig beteken nie die konsentrasie is dieselfde nie. Ewewig beteken die tempo van die voorwaartse reaksie is gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Nee, hulle is nie dieselfde nie. Wat is die fout wat ek gemaak het? Ja. Daai 0,2 nie van die produk nie gekalkuleer word. Dis as jy die KC gaan doen. Ek's nog nie daar nie. Vir 'n sweetie. Hierdie ding is 'n solid. 'n Solid se konsentrasie is altyd 1. So ek kon nie sy konsentrasie gaan uitwerk het nie. Want hy's nie in oplossing nie. Hy het nie konsentrasie in oplossing, as hy nie in oplossing is nie. Okay, so hy het glad nie 'n konsentrasie nie. Goed, nou gaan ek na my KC uitdrukking toe, en onthou, jy gaan glad nie skryf konsentrasie van produkte oor reagense nie, glad nie. As jy dit skryf, gaan ek jou bladsy skeer. Okay, kry nie 'n punt daarvoor nie. Jy gaan pas hom toe vir die reaksie wat jy voor jou het, en dis die konsentrasie van die produkte van koolstofmonoksied kwadraat oor die konsentrasie van koolstofdioksied. Glad nie van koolstof nie, want hy's 'n solid. En dan het ons 0,2 kwadraat oor 0.2, en sonder 'n sakrekenaar is die antwoord? Nee. Nee. .2? Ja? Geen, dat was lelik geskryf. 0.2. Okay, so waarvoor gaan jou punt hierso? Jou punt gaan obviously vir antwoord, vir waardes insit en vir jou KC vergelyking. Hierdie ene sal jy sien hulle gaan sê CA of ek sê partykeer MF, wat beteken hulle werk daar met jou fout.
Dan 'n volgende punt is as jy hierdie goeders alles kon gedeel deur het met 0.8 met 10 en dat jy die vergelyking het. Hierdie een is weer eens 'n CA punt, beteken hulle werk met jou fout. Dan die volgende ene is as jy daai mol verhouding kon gebruik het en dit is ook 'n met jou fout punt, menende as jy ergens die waardes verkeerd het, gee hulle vir jou met 'n fout. Die feit dat jy kon daar is die een is vir die mol en die ander een is dat jy kon gesien het hy was 0 aan die begin en hy was 2 aan die einde, so jy moes geplus 2 daar, gee hulle vir jou ook 'n punt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ek wil net geseker maak, daar was 'n punt, ja, so hierdie sou 7 punte tel. Ja. Kan ook 'n punt gegee as jy gesien het dat dan die koolstof ook met jou gebly het of die konsentrasie? Nee, ja, hulle sal vir jou punt aftrek as jy dit invul. Maar dis nie 'n punt, dis die klein. Okay, so 7 punte daar. Ja. Jy vir die eenheid by 0.2. Of 8. Sê weer? Die eenheid kom op Vir KC? KC is 'n ratio, geen eenheid. Geen eenheid. Okay. Goed, dan op bladsy 12 hoef jy glad nie hierdie bladsy te ken nie. So bladsy 12 moenie hom doodkrap nie. Bladsy 12 was 'n hele hoofstuk wat ons aan die einde van ons syllabus sou moes doen, maar hulle het dit uitgehaal as gevolg van COVID. Maar hulle vra of hulle gebruik nog hierdie vergelykings in vrae. Okay? So juffrou, hoekom het jy dit ingesit? Ek wil hê hierdie vergelykings moet vir jou bekend lyk. So daai vergelyking, spesifiek hierdie vergelyking moet vir jou, ek wil net verseker maak ek het hulle almal in, moet vir jou bekend lyk. Okay, maar ons gaan hopelik 'n paar somme oor hulle doen. So daai vergelykings, ja, wil ek sê, moet jy nie skrik as jy hulle sien nie. Jy moet die name van die goeters ken, stikstofmonoksied, stikstofdioksied, daai goed moet jy ken. Dan wil ek hê jy moet sien vir my dat al die goeters is gekataliseer, wat beteken wil vinniger reageer en dan sien jy hulle koel hierdie mengsel af, daar heel eers by die Haber proses tot 350 tot tussen 350 en 500 grade Celsius. Okay, so ek wil hê jy moet verstaan dat hierdie reaksies is ongelooflik warm. Okay? En hulle koel hom af tot 500 grade Celsius. Imagine jy's daar, jy sal doodgaan. Okay? En dan sien jy die druk waarteen hierdie uitgevoer word is tussen 150 en 300 atmosfeer. Jy funksioneer by 1 atmosfeer. So imagine gou die pressure wat daar binne in is, wat daar opbou by 300 atmosfeer. So dis 300 maal met 101,3 kilopascal. Okay, so as jy eendag in ingenieurswese ingaan of jy werk by Sasol of jy gaan in so 'n tipe goed in, imagine hoe sterk daai geboue en daai chambers moet wees waarin hierdie reaksies plaasvind. Okay, so as dit jou enigstens interesseer, daar's klomp video's oor hierdie prosesse, want hierdie hele proses word genoem die kunsmisindustrie en dis vir die mense van Parys van baie belangrike waarde, want julle almal het te doen met boere in die omgewing en op 'n manier word die lewe aangeraak deur boere, as jy hier so bly. Okay. Goed, so dieselfde vir die reaksies daaronder, ook verskriklik warm, ook 'n katalisator, ook of hierdie is actually teen 'n lae druk. Selle hieronder. As ons daai hoofstuk gedoen het, moes jy al hierdie goeters geken het uit jou kop uit. Okay, so ek kan bly as jy doen nie, maar net sodat jy weet. Okay, goed. Nou wil ek graag gaan na vraag 10. Vraag 10. En dan gaan ons gaan na ou eksamenvrae toe. Ek weet jy het nie noodwendig hierdie boek hier nie, so ek sal vir jou foto's neem. Nou vraag 10 is net gou vinnig 'n opwarmingsvraag. Jy kan al die ander vragies ook doen natuurlik. Dis sê vir jou in die reaksie wat gebruik word vir die produksie van ammoniak, daar sien jy die reaksie. Dan vra hulle vir jou, wat is die invloed van die konsentrasie? Wat is die invloed op die konsentrasie van stikstof wanneer die reaksie na regs gaan? Okay, so hulle sê vir jou op 'n manier skuif die ewewig na regs. Wat gaan gebeur met die konsentrasie van stikstof? Afneem, toeneem, bly dieselfde? As die
ewewig na regs verskuif, gaan daai se konsentrasie afneem. Okay. Ja, want hulle gebruik dit om dit te maak. Okay. Wat gebeur met die hoeveelheid gasmolekules as die reaksie geforseer word na regs? Iets gebeur, die reaksie word forceer na regs. Wat gebeur met die hoeveelheid gasmolekules? Pieter, fokus. Jy kan sien gas, gas, gas. Jy sien dit is 1, 3, so dit is 4 teenoor 2. So wat gaan gebeur met die hoeveelheid gasmolekules as die ewewig na regs geforseer word? Dit gaan afneem. Want hier is 4 gasmolekules, hier is 2 gasmolekules. So daar gaan minder gasmolekules wees. So hy gaan afneem. Okay. Is hierdie reaksie ekso of endotermies? En dit is iets wat jy sou moes gaan leer het as 'n ander hoofstuk nog by is. Hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Pieter, skryf jy? Nee. Skryf af. Hoe weet ons Sorry? die eksotermies? Dis ek sê nou net, dis iets wat jy sou moes gaan leer het as nou hoofstuk nog by was. Okay, maar hulle sal vir jou sê. Nee. Okay, hoe sal die ewewigsposisie beïnvloed word deur? Okay, goed. So hierso gaan ons net sê skuif na regs, skuif na links, bly dieselfde. Okay? Die verhoging in die konsentrasie van stikstof. So as jy die stikstof se konsentrasie hoër maak, wat gaan gebeur? Ewewig skuif na regs. Okay. Verwydering van ammoniak van die reaksiehouers. Soos wat die reaksie plaasvind, tap hulle 'n bietjie ammoniak uit. So wat doen hulle? Hulle maak eintlik die konsentrasie van ammoniak minder. So die ewewig skuif na regs, sodat hy weer ammoniak produseer. Regs. Volgende. Verhitting van die equilibriumstelsel. Jy maak dit warm, die reaksie wil hom koud maak. Hoe maak jy dit koud? Deur endo te bevoordeel. Wat se kant toe is endo? Links is endo. Vermeerdering, seker verhoging, van die druk op die stelsel. So hulle maak die druk meer, so hulle maak dit die volume kleiner. Kleiner volume gaan na 'n kleiner mol toe. Onthou dis 4 mol teenoor 2 mol, so die ewig skuif na regs. Verhoging van die konsentrasie van waterstofgas. So hulle maak hierdie een se konsentrasie hoër. Hulle maak hom swaarder, so ewig skuif na regs. Byvoeging van 'n katalisator. Geen effek. Verlaging van die konsentrasie van waterstof, so die waterstof se konsentrasie maak hulle minder ligter. Ewig skuif na links. Okay, so hier is goeders. Ek dink ek het daarbo nog so by vraag 9D het ek ook 'n paar sulke vragies gehad wat jy moet asseblief gaan oefen. Ook by vraag 5 kan jy dit ook gaan oefen om jouself te toets. Maar as jy die boekie het, kan jy vir my hom oopmaak op bladsy 102. As jy nie het nie, ek gaan dit nou opsit. Ek gaan begin by vraag 1. Okay. Hulle sê daar vir jou, 'n sekere hoeveelheid stikstofdioksied gas word in 'n gaspyp by 25 grade verseël. Wanneer ewewig bereik word, is die volume van die mengsel in die gaspyp 80 kubieke sentimeter. Doem. Kubieke sentimeter, ons werk nie daar nie, ons werk in kubieke desimeter. So, onthou, kubieke sentimeter is dieselfde as milliliter en desimeter is dieselfde as liter. So, jy gaan doen maal 10 to die mag minus 3. Kijk, die gebalanseerde chemische vergelijking vir die reaksie word daaronder gegee.
Jy sien ons donkerbruin gas teenoor kleurloos gas. Jy sien hulle sê vir julle 'n eksotermiese reaksie en jy sien gas-gas en jy sien die molverhouding is 2 tot 1. Nou vra hulle vir jou, definieer die term chemiese ewewig vir die sweetie wat nog nie uitgedeel is nie. Wat is die definisie vir chemiese ewewig? Ek het dit nou gesê. Ja, nee, jy gaan nie lees nie. Dit is 'n dinamiese Nee, dit is 'n dinamiese ewewig is nee. Okay, die gaan nou niemand nie. Wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Nee, het gesê maar hulle mooi in verhouding is of iets daar nou. Okay, so chemiese ewewig is wanneer die tempo skryf. Wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Dit beteken nie hulle konsentrasies is gelyk nie. Dit kan gelyk wees, maar dit beteken nie dit is nie. Wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie in 'n geïsoleerde stelsel of 'n geslote stelsel. Okay. Dan sê hulle vir jou, by ewewig is die konsentrasie van stikstofdioksiedgas gelyk aan 0.2. Die ewewigskonstante, ek wil net sê, so die konsentrasie van daai ene by ewewig is gelyk aan 0.2. Hulle sê vir jou die ewewigskonstante is 171 by 25 grade Celsius. Ons het oorspronklik gehad die volume is 80 kubieke centimeter en ons het gesê ons moet dit maak kubieke desimeter. En dan vra hulle vir jou, bereken die aanvanklike getal mol. So hulle soek die mol van stikstofdioksied aan die begin. Dit is die vraag wat in die gasspuit geplaas is. En daar is al die inligting wat hulle vir ons gee. En hierdie vraag tel 8 punte. 8 punte. So mol stikstofdioksied I is begin, aan die begin. Okay, wag net gou. Wil jy iets vra wat ek geskryf het, ja? I is aan die begin, initially. I is by ewewig. Of jy maak dan F, ek het nou net notaatjies gemaak, want julle het nie noodwendig die vraag voor julle nie. Okay, so daar is die inligting vir jou gegee. 8 punte sê vir my moltabel, wat anders sê vir my moltabel, hulle gee my inligting aan die einde, hulle vra goeters van aan die begin. Begin, einde, moltabel. Okay, so daar het ek my gebalanseerde vergelyking, dit was my gegee. So, ek het mol, begin, verandering, einde, en dan het ons moes nou hierdie jaar bygesit, konsentrasie wat mol oor volume is. Okay, so daar is my mol tabelletjie. Ek hou nog van hierdie ding anders highlight. En julle sal sien wanneer ons nou genoeg somme hiervan doen, ek highlight daai ding ook anders. Net om te sê, onthou dis nie mol nie, dis konsentrasie. Okay, my mol verhouding is 2 tot 1, dit is my gegee. In my gebalanseerde vergelyking. Wat anders kan ek dadelik invul? Ek weet aan die begin is my produkte 0. Ja. Daar was ook die NO2 konsentrasie ook in. Ja, ons gaan nou. Okay, so daai kan ek outomaties invul, dan kyk ek na die inligting wat vir my gegee is. Hulle het vir my gesê, die stikstofdioksied aan die einde sy konsentrasie is 0.2, so sy konsentrasie is 0.2 daar. En hulle vra vir my, wat is sy mol aan die begin? Juffrou, is hulle in ewewig? Beteken dit nie, die konsentrasies is dieselfde nie. Maar beteken dit dan, jy kan een by verandering sê,
Hoekom kan jy dit sê? Jy weet nie met hoeveel het jy begin nie. Ag, hoeveel het jy daar begin nie. So jy weet nie hoeveel het jy afgetrek om aan die einde te kry nie. Ja, maar dis mos ewewig, dan geld dit mos. Dit geld, jy het goeders aan die einde. Ja, Oor. maar jy gebruik mos nie alles nie. Ja. Want ons by die vorige nommer sy molverhouding aan die einde geskryf. Nee. Sy molverhouding aan die einde geskryf. Ja, ons het gesê hy is 1 bygekry, so beteken hy aan die einde 1, want ons by 0 begin. Ja, maar ons weet nie, dit was hierso. Ja, Ons weet nie hoeveel ons hierso, omdat ons nie weet hoeveel ons hier gebruik het nie, weet ek nie hoeveel het ek hier bygeplus nie. En hulle gee ook nie vir my hoeveel het ek hier aan die einde nie. So kan nie dit doen nie. Wat gaan ek doen? Wat gee julle vir my nog? Ja. En wat nog? En jou konsentrasie aan die einde. En wat nog? Ek kan die mol uitwerk van die einde. Dit is wat hy imply. Hulle gee vir jou die KC. Hoekom gee hulle dit vir jou? Want as jy kyk na die KC vergelyking, dan sien jy dat jy het die KC waarde en hulle gee vir jou daai aan die einde, die konsentrasie van stikstofdioksied aan die einde. So daarmee kan jy gaan uitwerk hoeveel die stikstof tetraoksied het jy aan die einde. En dan kan jy doen wat Amorai wou gedoen het, want dan kan jy sê, goed, ek weet ek het met 0 begin aan die begin, so dan kan ek gaan uitwerk hoeveel is bygeplus en hoeveel is geminus. Is julle met my? So kyk na wat vir jou gegee is. Daar is my gegee, so dit beteken jy moet hom gebruik. Okay, so ek gaan daai waardes gaan invul. Hierdie is 171. Ek wil gaan uitwerk hoeveel of wat is die konsentrasie aan die einde. Hierdie is my gegee 0.2 kwadraat. Linden, ek sien jy is op het. Dis nie die mol nie, hulle sê vir dis die konsentrasie. Um, 6,84 en onthou daar wat jy nou gaan uitwerk het is die konsentrasie. Die hoekige hakkie sê vir jou konsentrasie. Okay, so daai is 6,84. Okay. Nou, ek kan nie sê, okay, hierso is dit nou plus 6,84 nie. Hierdie is konsentrasie, hierdie goeters is mol. So, ek gaan daai vergelyking gebruik om mol te kry. Wat is dit? Mol is konsentrasie maal volume. En ek het die volume. Okay? So, ek gaan dit dan gemaal elke keer. Daai met 80 maal 10 to die mag minus 3. Om te kry wat is my eind mol. 0,547. Onthou is nog nie 'n finale antwoord nie. En hierdie gee vir jou 0,016. Okay. Ek gaan inzoom boontoe, kan ek maar. Ek gaan nou weer sê. Ek gaan net 'n bietjie inzoom hiernatoe. So, jy wil mos daai eind mol kry. Okay? En hierdie is konsentrasie. Hier is my formule. So, om mol te kry is konsentrasie maal volume. So, ek het daai konsentrasie gevat, maal met die volume wat hulle vir my gegee het. Chop. Okay, nou kan ek daai gebruik om te sê, dis nou easy peasy, dis plus 0,5472, en dan gebruik ek my mol verhouding, maal met 2 om te kyk hoeveel het ek daar geminus. Hierdie is minus 1,0944. So nou om x te kry, so het ek daai gedoen, ek het die molverhouding is 1 tot 2,
So ek het van daar tot daar gemaal met 2 om hom te kry. En hoe gaan ek nou x kry? Ek gaan daai ene plus met daai ene. Nee? Want ek sou gesê het, wat ook al x minus dit geef my hierdie ene. So as ek nou terugwerk, moet ek sê hierdie ene plus daai ene gaan vir my x gee. Ja? As dit was 10 minus 8 geef my 2, dan sou ek gesê 2 plus 8 geef my 10. So ek moet nou terugwerk, ek moet nou plus. So ek gaan nou net hier langsaan skryf, sodat julle alles nog mooi kan sien. So ek gaan sê, dit wil sê, die mol van stikstofdioksied aan die begin is 1,0944 plus 0,016 en dit geef my 1,11 mol. Ok, nou, party mense hou nie van chemie nie. Nee, dit is net glad nie vir jou lekker nie, dit kom nie natuurlik nie. Jy gaan nou nie jou vrye tyd spandeer om oor hierdie somme te dink nie. So ek kan verstaan dat jy mismoedig raak halfpad en dink, ek gaan net hierdie somme ooplos. Moenie dit doen nie. Hierdie is een van die min plekke. Baie min plekke in chemie wat hulle met jou fout werk. Okay? So as jy net ergens begin, jy sê, juffrou, ek weet KC vergelyking. Gaan skryf hom net neer, jy kry 'n punt. Gaan vul die waardes in wat jy kan. As jy net waardes begin invul, wat obviously reg is, dan kry jy 'n punt daarvoor. As jy weet, jy gaan ergens hierdie vergelyking moet gebruik en jy weet wat is die volume, gaan vul dit in ergens. Jy kry daarvoor met jou fout 'n punt. Gaan gebruik verkeerde waardes, maar vul jou mol verhouding in, jy kry 'n punt. As jy weet, jy gaan ergens hierdie twee goed by mekaar moet plus, skryf 'n formulietjie neer. Hulle gaan heel moontlik vir jou 'n punt gee daar. Hulle het 1 jaar, het kinders geen idee gehad wat om te doen nie. Soos absoluut die verkeerde waardes. Die kinders het 7 uit 9 gekry vir die vraag. Net omdat hulle sommetjies en goedjies begin invul het. Werk, doen ietsiekie. 7 uit 9 is verskriklik baie vir mense wat nie weet wat aangaan nie. OK. Goed. Kan ek terugblaai, het almal klaar geskryf? Right, nou kry julle vir hierso diagramme. En hulle sê die diagram hieronder toon die reaksiemengsel in 'n gasspuit wat nadat ewewig bereik is. Okay, so daar sien jy is daai 80 wat hulle van gepraat het, ewewig. Jy kan sien hy's 'n bietjie shaded. Nou sê dit vir jou die druk word nou verhoog deur die volume van die gasspuit by konstante temperatuur te verklein soos in die diagram getoon. Jy kan sien daar's 'n proppie op en hulle druk die gasspuit nader, al die gasdeeltjies nader aan mekaar, nou sien jy hy's baie donker. Onmiddellik nadat die druk verhoog word, vertoon die kleur van die reaksiemengsel in die gasspuit donkerder as voorheen. Gee 'n rede vir hierdie waarneming en dit tel 1 punt. Okay, so wat het hulle gedoen? Daar's my vergelyking. Hulle het die gasdeeltjies nader aan mekaar gedruk. Hoekom? Ag nee, hoekom nie? Hoekom is dit donkerder? Ja. Die druk te verhoog. Verlaag die volume, so dan word die konsentrasie heel hoër. Okay, so heel eers baie mooi. Heel eers het hulle die druk kleiner gemaak. Ag, die druk kleiner gemaak, die volume kleiner gemaak en onthou, konsentrasie is mol oor volume. So as hulle die volume kleiner gemaak het, is die konsentrasie hoër. So hy was so bietjie daarbo, kan jy sien hy's so bietjie shaded en nou is al daai gasdeeltjies nader aan mekaar gebring en dan word dit onmiddellik donkerder. Okay? So wat gaan jy sê? Volume is verklein, so die konsentrasie is groter. Gee rede vir jou antwoord. Ja. Net gou. Volume is verklein, dit wil sê konsentrasie verhoog, gas lyk donkerder. Okay. Dan sê hulle vir jou, na 'n rukkie word 'n nuwe ewewig ingestel soos hieronder geillustreer. Okay? So jy het gasdeeltjies bymekaar gebring, hulle friek uit, ewewig is versteur, hulle herrangskik hulle self sodat hulle wat sal doen, Louis Henry? Die druk is nou verhoog, so wat gaan die gasdeeltjies probeer doen? Die druk verlaag, deur wat te bevoordeel gaan?
Hoekom? Want die produk is het geschreven. Sorry, ek het daar uitgesny. Omdat Die mol van die produk is of die verhouding is kleiner dan die produk is dan. die molverhouding van die produkte is 1 en die reagense is 2. Okay, so hulle vra dan vir jou, die kleur van die reaksiemengsel en die gasbyt vertoon nou ligter as die aanvanklike kleur. Dan vra hulle vir 3 punte, gebruik Le Chatelier se beginsel om die kleurverandering in die gasbyt te verduidelik. Nou jy moet hierso vir my mooi lees. Nou hulle gaan of sê gebruik Le Chatelier se beginsel of hulle gaan sê stel Le Chatelier se beginsel. Okay, as hulle sê stel die beginsel, dan moet jy sê wanneer is sisteme ewig verseker word, sal jy daai hele definisie. Maar as hulle sê gebruik Le Chatelier se beginsel, sal jy dit net toepas. Hulle sê volgens Le Chatelier se beginsel, as die druk toeneem, sal die reaksie die druk wil verlaag. So dan gaan jy hom toepas. Okay, soos wat jy nou hierso moet doen. Okay. Ek gaan sommer hier onderskryf, so 1.3.2. Volgens Le Chatelier se beginsel sal die reaksie die toename druk wil verlaag. En hoe gaan hy die druk wil verlaag? Deur wat doen? Deur voorwaartse reaksie te bevoordeel. Okay, nou hoekom die voorwaartse reaksie te bevoordeel? Want dit het 'n kleiner mol verhouding. Wanneer is dit omgekeerde die, al is die mol groter, soos sê die reagense se kant is die mol groter as die produk is kant. As die druk verlaag word die terugwaartse reaksie dan al is die mol groter dan wat. Ja, want hy gaan hom so rangskik sodat hy die hele spasie opneem. Okay. So, die voorwaartsreaksie bevoordeel, want dit het 'n kleiner molverhouding. Dus word meer produkte geproduseer en mengsel vertoon donkerder. Ag, kleurloos, skus. Vertoon kleurloos. Dankie. Okay, kan jy sien, ek het nie net 3 goed gaan neerskryf nie, ek het tegnies 6 goed gaan neerskryf. Ek het iets gesê en dat ek 'n konsep gelink met dit. Okay, dit is hoe chemiese antwoorde werk, as jy moet die hele tyd 'n stelling maak, nie net 'n feit sê nie. Okay, dan vra hulle vir jou, ekskuus tog, die temperatuur van die ewewigsmengsel in die gasbyt word nou verhoog en 'n nuwe ewewig word ingestel. Hoe sal elk van die volgende beïnvloed word? En ek wil net gou vinnig gaan neerskryf, so daai is ons reaksie, en dan sê hulle vir jou, die reaksiehitte, is negatief, wat beteken die voorwaartse reaksie is exo en die terugwaartse reaksie is endo. Okay, so hulle sê die temperatuur word nou verhoog. Okay, wat gaan gebeur met die kleur van die mengsel? So as die temperatuur verhoog, wat gaan die reaksie wil doen? Hy gaan hom wil verlaag, deur wat te bevoordeel? Endo. Waar is endo? Terug. So die terugwaartse reaksie word bevoordeel en die terugwaartse reaksie is donkerder, so dan gaan hy donkerder word.
Okay? Dan vra hulle vir jou die waarde van die ewewigskonstante. Weereens, ek gaan dit net oor sê, as jy die temperatuur verhoog, gaan hulle die temperatuur wil verlaag. Deur wat te bevoordeel? Endo. Waar's endo? Terug is endo. So nou word minder produkte gemaak, daar word meer reagense gemaak. So wat gaan nou met die ewewigskonstante gebeur? Afneem, verlaag. Okay, ek weet die klok gaan amperkies lui. Ek wil hê julle moet doen vir huiswerk is vraag 22. Bladsy 113. Bladsy 113 vraag 22. Daar is 'n 9 punte vraag wat ek wil sien dat jy dit probeer het. Jy moet 'n hele bladsy opneem vir dit. En ek gaan weer sê as jy hom nie gedoen het nie, moenie na my klas toe kom maandag nie. Ek gaan jou nie soek nie. En dan gaan ons ook maandag begin met 'n nuwe hoofstuk ook. As ons dit hopelik klaar gemerk het. Bye.